hier is familie in Christus te kan by mekaar kom, Here, om die geboorte van die seun te kan vier, Here. Wat voorreg is dat ons het om nog by mekaar te kan kom in die huis, Here, om U naam te kan grootmaak, om U naam te kan loof en prys, Here. Terwyl ons weet, Here, daar is nog soveel mense daar buite wat nie daardie voorreg meer het nie. Vader, vanoggend kom en vra ek, Here, dit om my gebruik net as die instrument, Here, net as die spreekbuis vanoggend. Here, ek dank Here vir die woord wat U gegee het vanoggend. Here, nou dat harte en lewens sal aanraak, en vir elkeen wat dit hoor, Here, dat dit sal saamskiet in hulle lewens. En ek sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Soos jy jou Bybel hier so het vanoggend, waar saam met my dan na Lukas toe, na die Nuwe Testament, Lukas 1. Dan gaan ons saam lees daarso. Ons lees saam daar vanaf vers 26. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnegekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou. Geseënd is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontstel oor sy woord, en sy het daaroor nagedink, wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, die Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6ste vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Ons lees dit toe langs toe. Die Kersfees word gesien as 'n tyd wat vol opwinding is. Hier is liggies wat brand en is geskenke en is mense wat lag en partytjie hou en is familiebyeenkomste en tafels wat kreun onder kos. Ek het so groot geword. Dit is moeilik om dit af te leer. Sien, maar soms kan Kersfees ook tog 'n tyd van verlange wees. 'n Hartseer tyd. My keer sit ons met Kersfees sien, daar is 'n behoefte aan 'n wonderwerk. Baie mense sê, ag Here, ek het ook 'n wonderwerk nodig. Ek het 'n wonderwerk in my lewe nodig, 'n wonderwerk in my besigheid nodig. Ek het 'n wonderwerk in my huwelik nodig. Sien, in die verhaal van Jesus se geboorte is een wat vol wonderwerke is. As jy gaan kyk in die 4 evangelies en jy gaan lees dit, dis een wonderwerk op 'n ander wonderwerk. Dis engele wat aan mense verskyn. Dis 'n maagd wat swanger raak. Dis God wat deur drome praat. En 'n ster wat ewe skielik vir wyse manne wys wat op pad met hulle gaan. Dis herders vir die
twyfel daaraan nie. Kersfees wys vir ons wat 'n wonderwerk dit is. Dit wys ons die wonderwerk van Jesus wat vir ons gekom het. Dit demonstreer dit aan ons. Maar is ook daai verwagting wat binne jou is vir 'n wonderwerk om te gebeur. En tog is daar 'n wonderwerk wat die grootste van alles is. Daardie wonderwerk is God wat gewone mense gebruik om sy werk te doen. God wat vir my en jou gebruik om wonderwerke te doen. En daai keer dan dink ons is dit nie waardig nie. Of ek kan dit nie doen nie. Ek is net 'n gewone mens. Ek kan nie vir iemand gaan bid en hulle word gesond. Of ek kan nie vir 'n kreupele bid en hulle word skielik spring uit gestoot in die dood. En tog sê God, hy gebruik die gewone mense vir my en vir jou om dit te doen. En Lukas 1 kom en sê Maria, dan waar God die engel Gabriël na haar toe stuur, hy stuur hom na 'n jong meisie toe. Nou jy moet onthou, wanneer jy die storie lees, Maria kon nie ouer as 16 gewees. Sy was 'n tienermeisie, sy was nog 'n kind haarself. En hy stuur vir Gabriël na hierdie jong meisie toe. Sy het nie status gehad nie. Sy het nie 'n titel gehad agter haar naam. Maria het nie uit 'n familie uitgekom wat gesien in die gemeenskap was. Sy het nie uit 'n familie uitgekom waar almal bekend was. En die wêreld kom en wanneer die wêreld 'n boodskap aan mense wil oordra, gebruik hulle bekendes. Gebruik mense wat almal ken om 'n boodskap te gee. Nie kom God en hy gebruik 'n gewone meisiekind. Sy is nie gewoon, sy kom uit die agterkant op en op nog. Sy kom uit Nasaret. God kon baie maklik 'n prinses gekies het. God kon die dogter van 'n hoëpriester gekies het. God kon 'n meisiekind gekies het of 'n vrou gekies het wat welstand gehad het, wat 'n titel gedra het, wat invloed gehad het, invloed in haar lot gehad het. Maar hier kom hy en hy kies vir Maria, 'n tienermeisie, onbekende meisiekind. Iemand wat nietig is in die oë van mense. In ander woorde, God kom nie en soek volmaakte mense om sy werk te doen. God kom en soek mense wat beskikbaar is, wat bereid is. En jy hoef nie 'n pastoor te wees nie, jy hoef nie 'n profeet te wees of 'n evangelis te wees of 'n apostel of wat ook al te wees nie. Jy hoef nie ryk te wees nie. Jy hoef nie invloed te hê, jy hoef nie status te hê daarop nie. Al wat God wil hê, is en sê, ek soek iemand wat bereid is. Ek soek iemand wat my werk sal gaan doen. Ek soek iemand wat my hande en my voete kan wees. En hierdie engel kom na Maria toe en hy sê vir Maria, dis nie so jy gaan swanger word. Jy gaan 'n baba in die wêreld bring. En die eerste ding wat sy vir hom staan sê is, hoe kan dit wees? Dis nie moontlik nie. Ek is nie getroud nie. Dit is net verloof. Maar die jare het hulle verloof geraak. En die man het eers weggegaan om die huis te gaan bou voor hulle mag trou. En die engel sê vir hulle ding, hy sê vir hom, vir God is niks onmoontlik nie. God kan enigiets doen wat hy wil. Maak nie saak of jy nou nie 'n man het op die oomblik of nie. En dit is tog die kern van die Kersverhaal. God kan enigiets doen. God kan dinge doen wat mense nie kan doen nie. God kan lewe bring uit 'n onmoontlike situasie uit. God vat die krib en hy maak van dit 'n troon. Hy vat daardie stal en hy maak 'n tempel daarvan.
heel maak. Hy kan kanker gesond maak. Hy kan kinders terugbring na die huis van die Here toe. Amen. Hy kan families weer nader aan mekaar trek. Hy kan huwelike herstel. Hy kan 'n roeping openbaar. Hy kan besigheid omdraai. God is niks onmoontlik. Amen. In Johannes 1 vers 14 kom en sê dit, dat die woord het vlees geword en dit het onder ons kom woon. Jesus het mens geword vir die sondaars. Jesus het mens geword omdat hy ons lief het. Hy het mens geword omdat hy naby ons wou wees. Omdat hy binne in ons midde wou wees. Hy het mens geword omdat hy jou wou hê. In Romeine 5 vers 8 staan daar so, Paulus skryf hy dan. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog 'n sondaar was. Die wonderwerk van Kersfees is, God het jou lief gehad. Amen. Al het jy hom nie lief gehad. God het jou bemin, of was jy sy vyand? Sien, in Kersfees, dit was die geboorte van Jesus. Maar Kersfees was die begin van die evangelie. Die geboorte van Jesus is die heel begin van die evangelie gewees. Dis 'n stal wat wys na die kruis toe. 'n Krib wat wys na die lam. Amen. Die geboorte van Jesus wat kom en wys na die opstanding van Jesus toe. Die engele wat vir ons uitwys na die wederkoms. Na Christus kom weer terug vir sy kinders. Dis nie net 'n storie nie. Dis nie net nog 'n verhaal wat ons in 'n boek raak lees. Dis die begin van die mees amazingste boodskap ooit. Dat God het gekom om ons te red. God het gekom vir my. Om van my iets te maak. Om vir my te gebruik om sy werk te doen. Sien, en veral hierdie tyd van die jaar begin. As jy luister na mense soek wonderwerke. Mense wil nie net hoor van 'n wonderwerk nie. Mense wil dit sien. Mense wil dit beleef. Mense bid vir wonderwerke. Almal van ons bid vir wonderwerke. Maar Jesus kom en hy vra ook. Hy sê, wil jy nie my hande en my voete wees? Amen. Sien, hy sê vir Gabriel. Jesus kom en hy het vir Gabriel na my sê toe gestuur. Om 'n boodskap waar te gee. Maar hy kom nie en stuur vir Gabriel na jou buurman toe nie. Jesus stuur vir jou. Jesus stuur nie die engele kode na die persoon wat siek lê in die hospitaal nie. Hy stuur vir jou. Amen. Jesus stuur nie 'n ster om vir iemand die rigting te wys nie. Hy stuur vir jou. Hy stuur jou lig. Matteus 5 vers 14 sê, julle is die lig van die wêreld. Jy is een wat Jesus se ster geword het. Jy is die een wat die pad vir iemand anders te kan wys. Sien, soms gebeur die wonderwerk nie eerste vir jou nie. Totdat die wonderwerk deur jou gebeur. Partykeer moet jy eers die wonderwerke laat gebeur vir iemand anders. Voor die wonderwerk vir jou gebeur. Sien, dis die ding wat ons nie altyd wil hê. Ons wil eers die wonderwerk hê. Amen. Ons wil eers die wonderwerk beleef. Voordat sal sê, ok, ek sal dit vir iemand anders ook gaan doen. Maar baie keer het die Here nodig, dat jy dit eers vir iemand anders te doen. Amen. Voor jy dit kry. Want wanneer jy
iemand anders te doen. Die wonderwerk is soveel groter in jou eie lewe. Amen. Ek wil volgende weer 'n storie lees oor 'n wonderwerk. Stories of Christus miracle is actually 'n ware verhaal wat gebeur het. A little boy and his grandmother came to see Santa at Mayfair Mall in Wisconsin. The child climbed onto his lap, holding a picture of a little girl. Who is this? Asked Santa, smiling. Your friend? Your sister? Yes, Santa. He replied, my sister. Sarah, who is very sick, he said sadly. Santa glanced over to the grandmother, who was waiting nearby, and saw her dabbing her eyes with a tissue. She wanted to come and see you with me. So very much, Santa. The child exclaimed. She misses you, he added softly. Santa tried to be cheerful and encouraged a smile to the boy's face, asking him what he wanted Santa to bring him for Christmas. When they finished their visit, the grandmother came over to help the child off his lap and started to say something to Santa, but halted. What is it? Santa asked warmly. Well, I know it's really too much to ask of you, Santa, but the old woman began shooing her grandson over to one of Santa's elves to collect the little gift which Santa gave all his young visitors. The girl in the photograph, my granddaughter, well, you see, she has leukemia and isn't expected to make it even through the holidays. She said through tear-filled eyes, is there any way, any possible way, that you could come see Sarah? That all she's asked for Christmas is to see Santa. Santa blinked and swallowed hard and told the woman to leave information with one of his elves as to where Sarah was, and he would see what he could do. Santa thought very little for the rest of the afternoon. He knew what he had to do. What if it was my child, lying in a hospital bed, dying? He thought with a sinking heart, this is the least that I could do. When Santa finished visiting with all the boys and girls that evening, he retrieved from his helper the name of the hospital where Sarah was staying. He then asked the assistant location manager how to get to the children's hospital. Why? Asked Rick, with a puzzled look on his face. Santa relayed to him the conversation with Sarah's grandmother earlier that day. Come on, I'll take you there, Rick said. Rick drove him to the hospital and came in with Santa. They found out the room which Sarah was in. A pale Rick said he would wait in the hall. Santa quietly peeked into the room through the half-closed door and saw little Sarah on the bed. The room was full of what appeared to be her family. There was the grandmother and the girl's brother he had met earlier that day. A woman whom he guessed was Sarah's mother stood by the bed, gently pushing Sarah's thin hair off her forehead, and another woman, whom he later discovered was Sarah's aunt, sat in a chair near the bed with a weary, sad look on her face. They were talking quietly, and Santa could sense the warmth and closeness of the family and their love and concern for Sarah. Taking a deep breath and forcing a smile on his face, Santa entered the room, bellowing a hearty ho, ho, ho. Santa, shrieked little Sarah weakly, as she tried to escape her bed to run to him, ivy tubes intact. Santa rushed to her side and gave her a warm hug. A child, the tender age of his own son, 9 years old, gazed up at him with wonder and excitement. Her skin was pale, and her short tresses bore telltale bald patches from the effects of chemotherapy. But all he saw when he looked at her was a pair of huge blue eyes. His heart melted, and he had to force himself to choke back the tears. Through his eyes were riveted upon Sarah
he could hear the gasps and quiet sobbing of the woman in the room. As he and Sarah began talking, the family crept quietly to the bedside, one by one, squeezing Santa's shoulder or his hand, gratefully whispering, "Thank you," as they gazed sincerely at him with shining eyes. Santa and Sarah talked and talked, and she told him excitedly all the toys she wanted for Christmas, assuring him she'd been a very good girl that year. As their time dwindled, Santa felt led in his spirit to pray for Sarah and asked for permission from the girl's mother. She nodded in agreement, and the entire family circled around Sarah's bed, holding hands. Santa looked intensely at Sarah and asked her if she believed in angels. "Oh yes, Santa, I do," she exclaimed. "Well, I'm going to ask that angels watch over you," he said. Laying one hand on the child's head, Santa closed his eyes and prayed. He asked that God touch little Sarah and heal her body from this disease. He asked that angels minister to her, watch her, and keep her. And when he finished praying, still with his eyes closed, he started singing softly, "Silent night, holy night, all is calm and all is bright." The family joined in, still holding hands, smiling at Sarah, crying tears of hope, tears of joy for this moment, as Sarah beamed at them all. When the song ended, Santa sat on the side of the bed again and held Sarah's frail, small hands in his own. "Now, Sarah," he said authoritatively, "you have a job to do, and that is to concentrate on getting well. I want you to have fun playing with your friends this summer, and I expect to see you at my house at Mayfair Mall this time next year." He knew it was risky proclaiming this to that little girl who had terminal cancer, but he had to. He had to give her the greatest gift he could. Not dolls or games or toys, but the gift of hope. "Yes, Santa," Sarah exclaimed, her eyes bright. He leaned down and kissed her on the forehead and left the room. Out in the hall, the minute Santa's eyes met Rick's, a look passed between them, and they wept unashamed. Sarah's mother and grandmother slipped out of the room quickly and rushed to Santa's side to thank him. "My only child is the same age as Sarah," he explained. "This is the least that I could do." They nodded with understanding and hugged him. 1 year later, Santa Mark was back again on the set of Milwaukee for a 6-week seasonal job, which he so loved to do. Several weeks passed, and then one day, a child came and sat on his lap. "Hi, Santa, remember me?" "Of course I do," Santa proclaimed, as he always does, smiling down at her. After all, the secret of being a good Santa is to always make each child feel as if they are the only child in the whole world at that moment. "You came to see me at the hospital last year." Santa's jaw dropped, tears sprang in his eyes, and he grabbed this little miracle and held her to his chest. "Sarah," he exclaimed. He scarcely recognized her, for her hair was long and silky, and her cheeks were rosy, much different from the little girl he had visited just a year before. He looked over and saw Sarah's mother and grandmother on the sidelines, smiling and waving and wiping their eyes. That was the best Christmas ever for Santa Claus. He had witnessed and had been blessed to be instrumental in bringing about a miracle of hope. This precious child was healed and cancer-free, alive and well. He silently looked up to heaven and humbly whispered, "Thank you, Father. This is a very Merry Christmas."
wonderwerk te gaan word vir iemand anders, om liefde vir hulle te wys. Amen. Sien in hierdie tyd kan jy ook 'n wonderwerk word. Jy raak 'n wonderwerk vir iemand anders deur te gebruik wat jy het in die lewe. Jy het nie baie nodig nie. Jy het nie geld nodig om vir iemand 'n wonderwerk te wees nie. Amen. Maria het 'n moederskoot gehad, sy het bereidwilligheid gehad, al wat sy nodig gehad het. Jy het 'n oor nodig. Amen. Amen. Al wat jy kort. 'n oor om te luister. Luister na die Heilige Gees. Ek sê waarborg die Heilige Gees sal altyd vir jou wys wie het 'n wonderwerk vandag nodig. Wie het een môre nodig? Of oormôre dalk een nodig. Maak tyd. Tyd is die mees kosbaarste besit. Dis die eerste ding wat jy vir iemand kan gee. Dis die grootste geskenk wat jy vir iemand kan gee, is tyd. Daai tyd om te sit by hulle en net te luister. Tyd om net vir iemand te sê, ek het jou lief en ek waardeer jou. Wie weet wonderwerk deur vir hulle ook te gee. En die storie het die senter dit gedoen, deur vir die meisiekind ook te gee. Deur te bid vir iemand. Jy gee ook vir iemand, deur te bid vir hulle. Deur vir hulle te vertel, daar is hoop dan buite met God. Amen. Maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie. Jy word die wonderwerk deur te bid. Sien, die wonderwerk gebeur nie deur geld. Wonderwerke gebeur nie deur materialistiese dinge. Wonderwerke gebeur wanneer jy begin bid. Amen. Bid dat die Here my gebruik. Die wonderwerk deur my doen. En jy sit dalk vanoggend in jouself. Jy sit dalk op die huis in die week gesit en sê, Here, ek het 'n wonderwerk nodig. Ek het 'n wonderwerk in my liggaam nodig. Ek het 'n wonderwerk in my besigheid nodig. Ek het 'n wonderwerk in my finansies, in my familie nodig. Amen. Ek het 'n wonderwerk in my kinders nodig. Sien, God hoor wanneer ons vra. Hy weet presies wat jy nodig het. Hy sien dit raak. En hy weet ook presies hoe daardie wonderwerk gaan gebeur. En deur wie dit gaan gebeur. Amen. En God is niks onmoontlik. Hy kan enige ding doen. En ek sê, as God wil dit doen. God wil 'n wonderwerk in ons lewens laat gebeur. Die vraag is, sal jy hierdie Kersfees, hierdie tyd, of nog hierdie jaar, vir iemand anders 'n wonderwerk wees? Sy bereid wees om vir die Here te sê, Here, hier is ek. Gebruik my om 'n wonderwerk vir iemand te wees. Al is dit net om te sit en te luister. Amen. Al is dit net om die paar minute my dag te vat en by iemand te gaan sit wat moedeloos is en te luister. Amen. Wanneer jy die wonderwerk vir iemand anders te word, dan doen God 'n wonderwerk. Amen. God gebruik jou. Groot wonderwerk. Voor ons afsluit, wil ek weer ook vir jou wys wat ek ontdek het van 'n klein wonderwerk